seun van God. Deur al die eeue heen is hy waardig om geprys te word. Groot en magtig is die Heer. Groot en magtig is u weer. Onvergelykbaar is u in u grootheid. Ons woorde is min. Hoe kan ons vertel van hoe groot, hoe wonderbaar u is? En wanneer ons woorde opraak, die Here, kan ons niks anders as om uit te roep. Halleluja! Halleluja! Aan die Vader, die Seun en die Heilige. Ons is vanmorgen hier in aanbidding tot u naam. Ontvang ons offers. Die offer van ons lippe wat die naam verkondig. Laat die naam geheilig word in hierdie vergadering. In die naam van Jesus Christus. Ons het u lief. Ja, ons het u waarlik lief. En omdat ons u lief het, wil ons u gebooie bewaar. Word verheerlik in Jesus naam. Amen. Amen. Loof die Here. Ja, is hy nie wonderbaar? Ek kan nie help om vanmorgen te dink aan hy lied wat ons altyd vroeger jare gesing het, wat gesê het, there's a new name written down in glory. And it's mine, oh yes, it's mine. Is daar iemand in hierdie vertrek vanmorgen wat kan sê, my naam is ook daar geskryf vanmorgen? Nee man, praat nie met jou nie man. Is daar iemand in hierdie vertrek wat kan sê, today, my name is written down in glory. Today. Nee, maar jou naam is al lang al daar. Chrissy! Praat met my! Ons het vanmorgen die voorrecht gehad om daai man daar met die blauwe hemd agter, die rooie hemd daar heel agter, om die evangelie met hom te deel. En hy het met sy mond die Here Jesus Christus bely. En met sy hart geglo dat God hom uit die dode opgewek het. En toe sleep ons hom swembad toe. En ons doop vir hom in die swembad. En vandag is hy deel van die liggaam van Christus. Chrissy, ons verbly ons in die Here saam met jou, hoor. Broer en suster. Ek het so baie om te sê, maar miskien moet ek gou kans gee vir iemand. Wie te kort getuienis? Ek voel ek wil hoor. Ek wil hoor wat die Here vir iemand gedoen het vanmorgen, voor ons aangaan. Praat. Ek het 'n baie dankbare hart, julle, teenoor die Here vanmorgen. Toe ons so sing, toe dink ek, Here, ek stap hierdie pad nou al 'n paar jaar, maar dit is u genade. U genade. En dit is die Heilige Gees wat jou deurdra. Regtig waar. Ek kan dit getuig vanmorgen. Die Here het so baie in my lewe vir my gedoen het. Hy het my deur so baie gevat. En vat my nog steeds elke dag. Ek kan net vir die Here sê baie. Halleluja. Dankie Here. Dankie. Dit was so kort, ons het amper tyd vir nog een. Is daar nog iemand wat die geleentheid wil gryp? Ja. Ek wil ook net baie dankie sê vir die Here. Hey man, ek sal vir julle sê, wonderlik het kan weer lekker loop. En ek is opgewonde daaroor. Prys die Here daarvoor. Ja, dit was 'n leer wat vir hom bid tot sy knieë gedoen het. Ja. Maar die Here het hom weer opgerig. Halleluja. Amen. Ons is so bly dat jy hier is. My hart loop oor van blydskap vanmôre. As 'n kind van God hoef ons nie suur te wees nie. Ja. Ons hoef nie altyd baie ernstig te wees. Ek is ernstig in my wandel met die Here. Yes, amen. Want dit is die blydskap in die Here wat so aansteeklik is. Amen. Dis mos aangenaam om saam met mense te kan verkeer wat vrolik is in die Here. En wat die vrede van die Here in hulle harte opgeskryf is. Nee, man, ons is mos in God en sy blydskap is in ons harte uitgestort. Yes. Weet 'n vrolike hart, hoe sê hy spreek? Hoe sê hy spreek van 'n vrolike hart?
Ja, 'n vrolike hart maak die gebeente sterk. Ja, iets soos daai. So, as jou gebeente swak is, dalk het jy nie 'n vrolike hart nie. Amen. Ek het vir julle goeie nuus vanmôre. Amen. Ons kan doen met 'n bietjie goeie nuus. Yes, amen. So tussen al die ellendes deur. Ek sien die olieraffinaderye brand in die UAE en dit brand in Iran en dit brand oral. Jesus. Maar die vuur van die Here brand ook in my hart, man. Amen. En jy weet terwyl alles so uitmekaar uitval, kan ek net vir u sê, soos die chaos losbreek op die aarde, so is daar vrede in die hemel. Kan jy self indink, dis twee verskillende wêrelde. Yes. Die hel breek los hier, maar daarbo is dit wel. Yes. En weet jy wat? Ons gaan eendag deel wees Yes. van dit wat daarbo aan die gebeur is. Hierdie korttermyn terugslag is van korte duur. Yes. Weet, as mense die boek Openbaring lees, dan spring hy van die aarde na die hemel, van die hemel na die aarde. Ja. En dan sien jy op die aarde brand al die chaos neer, maar daar in die hemel sing die engele. Amen. En die heiliges roep uit, U is waardig om die boek te neem en sy seels te breek. Daar is vrede in die hemel. Yes. En wat sê Filippense 3 vers 20? Ons burgerskap is nie van hier nie. Ja. Ons burgerskap is in die hemel. Van wie ons verwag Jesus Christus, ons verlosser. Verwag julle hom nog? Amen. Kyk, as jy die tekens van die tye nog nie gelees het nie, nou is die tyd om hom te lees. Nou is die tyd om dit raak te sien. En wanneer ons hierdie dinge sien gebeur, Michael, wat sê Lukas 21:28 as ons hierdie tekens so sien gebeur? Wat moet ons doen? Kyk op! Mense moet op en af kyk. Weet, ek stop by die stopstraat, dan sien ek mense kyk af. Hoekom kyk hulle af? Want hulle check die selfoon. Yes. Né? Oral waar jy kyk, staan in die ry wag om gehelp te word. Wat doen mense? Hulle kyk af. Yes. Ons moet op en af kyk. Yes. Amen. Julle wat so in die skool is, op af kyk. Kyk op. Want jou verlossing is naby. Amen. Ek het vir u goeie nuus. Die einde is in sig. Yes. En ek weet dit is moeilik, daai laaste pelk, vir alles jy 'n lang wedloop gehardloop het. Daai laaste paar tree wat jy alles uithaal. Maar my liewe vriend, hardloop so, dat jy sekerlik die onverwelklike kroon kan ontvang wanneer Jesus kom. En dat jy waardig geag mag word, om deel te word van daardie koninkryk van vrede, wat vir ons inwag. Moenie nou moeg word nie. Moenie jou hande nou laat slap lê nie. Nog net 'n kort tyd. Nog net 'n klein tydjie. Dan kom Jesus weer. Moenie jou tentpenne te diep inslaan nie, hoor. Moenie jou tentpenne te diep inslaan hier op aarde nie. Wees reg om ter enige tyd te gaan. Yes. Daar is nie nog tyd om ander goed. As Jesus kom, hy sê in 'n oomblik, in 'n oogwink. Yes. Korintiërs 15. Weet jy vinnig is 'n oogwink? Die van julle wat dink, nee, ek gaan nog regmaak by die Here. Luister. Wie hoe vinnig is 'n oogwink? Glory to my Lord. Nou wie kan regmaak so vinnig? Jy weet nie wanneer gaan hy kom nie. Die dag en die uur weet niemand nie, sê Matteus 24. In 'n oomblik, in 'n oogwink, gaan hy sy gemeente kom weg. Retter. Yes. Harpatsio. Daar's nie tyd nou om te sê man môre nie. Want hy gaan kom baie skielik. Amen. Maak vandag reg. Yes. Dis hoekom ek vandag sommer gevoel ek wil praat oor die oordeel van die Here. Yes. Die eerste keer toe Jesus Christus gekom het, het hy gekom as 'n lam om geslag te word. En 'n offer op die tafel te sit vir elke individu. Glo in God, glo ek in my. Yes. En elkeen wat my aanneem, aan hulle het hy mag gegee om kind van God te word. Johannes 1 vers 12. Maar broer en suster, daardie genade tyd kom ook tot 'n einde. Yes. Amen. En wanneer die Here die tweede keer gaan terugkeer, gaan hy nie terugkom om verlossing te offer nie. Hy gaan terugkom om te oordeel. Yes, Lord.
En dit gaan nie 'n hofsaak wees waar jy nog jou verdediging kan lewer nie. Daar is nie 'n verdediging nie. Jy gaan nie kans kry om nog te sê, maar Here, het U dit in ag geneem en dit in ag geneem en nee. Hy kom om te oordeel. Yes. Dis wanneer die regter opstaan en sê, hoorie, hier is die vonnisoplegging. Yes. So ons moet regmaak vir die oordeel van God. En ons moet seker maak, ons is aan die regterkant. Yes. Ons is aan die regte kant van God se wit troon oordeel. Yes. Nie aan die verkeerde kant. Ja. Amen. Amen. Met dit 'n gedagte, is jy opgewonde om te hoor oor die oordeel van die Here? Amen. Ek wil graag met jy 'n bietjie praat daaroor vanmôre. Wil jy nie so lank blaai daarna 2 Tessalonisense, die eerste hoofstuk. Terwyl jy blaai, kom ons bid net saam. Hemelse Vader, ek het U baie lief. Here. Ek was niks. Yes. Was 'n sondaar, verlore in my misdade en my oortredinge. Halleluja. Maar na U groot barmhartigheid en genade, het U self ook aan my geopenbaar en aan my gewys dat U my waarlik liefhet en dat U my nie wil los in my toestand waarin ek is nie. En U het my uitgered met 'n magtige hand. Amen. En U het my voete op 'n rots geplaas. En U het my 'n nuwe hart gegee en 'n hoopvolle toekoms. My hart is oorstelp van dankbaarheid vanmôre. En ek weet ook daar is baie wat dieselfde getuienis het. Here, dit is ons begeerte Yes. om U welbehaaglik te wees in ons lewenswandel. Amen. En hoe sal ons weet wat U van ons verlang? Halleluja. U het vir ons U woord gegee. Waarmee sal 'n jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na U woord. Yes. Here, ons wil ons vanmôre verlustig in U woord. Voed ons vanmôre met die brood van die lewe. Amen. Daaruit is die oorspronge van die lewe. En ons sal die waarheid ken Yes. en die waarheid sal ons vrymaak. Yes. Amen. Openbaar aan ons U wil, die weer en die waarheid, Amen. sodat ons daarin kan wandel. Want hieraan sal die wêreld weet dat julle my disippels is, as daar liefde onder julle is. En as julle my liefhet, bewaar my gebooie. Amen. En dis wat ons verlang, want ons het U lief, Here. Dankie, Here. Vader, in Jesus naam. Amen. Amen. 2 Tessalonisense hoofstuk 1 en ons lees vanaf vers 7. Ag, kom ons vir konteks, kom ons lees sommer van vers 3 en dan lees ons tot daar by vers 12. Ons moet God altyd oor julle dank, broeders, soos dit billik is, omdat julle geloof grootliks toeneem en die wederkerige liefde van elkeen van julle almal groter word. Sodat ons self in die gemeentes van God oor julle roem vanweë jul volharding en geloof onder al julle vervolging en die verdrukking wat julle verduur. 'n Teken van die regverdige oordeel van God, dat julle die koninkryk van God waardig geag mag word, waarvoor julle ook ly. Aangesien dit reg is by God om aan die wat julle verdruk, verdrukking te vergelde. En aan julle wat verdruk word, verligting te gee, saam met ons in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel, met sy magtige engele. In vuur en vlam, wanneer hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie, en op die wat aan die evangelie van ons Here Jesus Christus nie gehoorsaam is. Hulle sal as straf ondergaan 'n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte. Wanneer hy kom om verheerlik te word in sy heiliges en bewonder te word in almal wat glo in daardie dag. Want ons getuienis het by julle geloof gevind. Daarom bid ons ook altyd vir julle, dat onze God julle die roeping waardig mag ag, en dat hy alle welgevalle aan wat goed is, en alle werk van die geloof met krag volkome mag maak. Net tot sover. My liewe broer en suster, reg deur die skrif sien ons dat die Here het vir ons 'n lewende hoop gebied.
Hy beloof vir ons 'n lewende hoop. En weet jy wat is daai lewende hoop wat ek hiervan praat? Daar kom 'n beter dag. Daar kom 'n beter dag wanneer Jesus Christus die koninkryk van God hier op aarde gaan kom vestig. En daardie belofte hardloop soos 'n goue lyn reg deur die skrifte. En hierdie koninkryk sal gekenmerk word deur geregtigheid, vrede en blydskap. Romeine 14:17, die koninkryk van God is die spys en drank nie, maar geregtigheid, vrede en blydskap. Dis wat dit gekenmerk sal word. Maar dan moet ek vandag saam met dit sê, voordat die beter dag kom, wat ons so na uitsien, Tanya, gaan dinge eers erger raak. En mense gaan slegter raak. Wie sien dit? Hoe boos mense nou raak. Amen. Ek moet dit sê, net as 'n getuienis. Ek stap so 'n bietjie, ek is lief vir stap. Ek is 'n strandlopertjie. En ek stap oor die naweek, maar dit is nou al donker. En ek sien, en dit is bietjie stillerig daar waar ek stap, en daar kom 'n man aangestap na my toe. Maar jy sien hom sommer so op 'n afstand. Hierdie is nie 'n goeie ding wat nou hier gebeur nie. En hulle is twee. En die ou stap reg en hy sê, "Excuse me sir, can I ask you a question?" En impulsief weet ek, hierdie manne soek iets van my. Ek sê vir hom, "Dear sir, I know what your plan is. I was not born yesterday. But I want to ask you a question before I answer your question. Do you know the Lord Jesus Christ? Because I'm telling you, you can hurt me today, and I know that is your plan. But I'm telling you, you'll do me a big favor, because I'm longing to go to heaven." Ek says, "But for your soul, this time is an appointed time. I want to make you an offer to change your life right now, today." Hoor jy volgende oomblik, hy slaat sommer oor na Afrikaans toe. Ek sê, "Wat is jou naam?" "Nee, Keenan oom, Keenan." Ek sê, "Waar is jou ma?" "Nee, ek het nie meer 'n ma nie." "Jou pa het weer." "Nee, waar bly jy?" "Nee, by my auntie." Ek sê, "Wat sal jou auntie dink oor dit wat jy nou doen, man?" Ek sê, "Maak vandag reg met God, die koms van die Here is daarby." Ek sê, "Wil jy nie met God regmaak?" Hy sê, "Ja oom." Ek sê, "Maar dan bid ons sommer nou hier saam." En hier kom sy ander vel, hy wil nog kom hand by sit. Maar toe moet hy maar sy hand om my sit, want hy sê, "Hier word nou gebid, hier word nie gebid." En ons bid nog so in die straat. Toe stop daar 'n kar met 4 manne. Dis natuurlik die ouens wat hulle sou ingespring het. Hulle dogter, hulle is besig om my te beroof. Nou wys die 2 manne wat ek mee saam met hulle wys vir die kar, nee, wees rustig, ons bid nou eers hierso. En die kar wys toe, sorry. En daar gaan hulle aan. Lang storie kort, ek is daar weg, hulle is daar weg. En nou ja, ek het 'n diefstal geval vrygespring, maar ek bid dat die Here werklik dat hulle dit werklik in hulle hart bedoel het toe ons daai gebed gebid het. En wie weet, dalk kom 'n ou krimineel tot bekering. Sjoe, maar ek moet sê toe ek by die huis kom, dink ek goeie genigte. Jy dan tref jy jou mos nou eintlik na die tyd. Jy moet eers 'n bietjie suikerwater drink. Elk geval. So dinge gaan erger raak. Mense raak al boser. Jy kan nie eens meer uit jou huis se deur uitstap en jy's nie in die gevaar nie. Maar jy sit nog so, lees daar vir ons. Wat sê 2 Timoteus 3 vers 13 rondom hierdie dae wat so sleg gaan raak, voor dit gaan beter raak. 2 Timoteus 3 vers 13. Want goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger. Hulle wat verlei en verlei word. Goddelose mense en bedrieërs sal gaan van kwaad tot erger. Hulle wat verlei en verlei word. Laat dit wat sleg is nog slegter word. En laat dit wat goed is nog beter word. Jesaja 5:20 wat sê dat dit wat bitter is gaan nog bitterder word. Dit wat soet is soeter. Dis wat ons nou beleef.
Maar broer en suster, daar gaan 'n dag kom, wat God, die boosheid van hierdie wêreld, sal oordeel. Amen. Yes. Voordat hy sy koninkryk van vrede op aarde gaan kom vestig. Yes. Hierdie wêreld en sy sisteem, die mense van hierdie wêreld wat in boosheid voortleef, wat gedryf word deur die prins van duisternis, daar kom 'n dag dat God hierdie sisteem gaan vernietig. Amen. En gaan verwoes. Yes, Lord. En daarna gaan God sy koninkryk van geregtigheid en vrede op hierdie aarde vestig. Sien jy uit na dit? Amen. Nou liewe vriende, dis nie lekker vir my om noodwendig altyd te moet praat. En ek praat nie altyd nie, maar wanneer ons nou daaroor moet praat soms. Dis nie altyd lekker om te praat oor God se oordeele nie. Ja. Sien, dis nie my gunsteling topic nie. Maar weet jy wat? Dit gaan gebeur. Yes. Of jy nou daaroor praat of nie, dis iets wat gaan gebeur. Amen. En Jesus self het ons gewaarsku daaroor. En ek as 'n prediker het 'n mandaat, ek het 'n verpligting om die hele raad van God te verkondig. Ek kan nie kies, pick and choose, soos baie bedieninge wat net sekere aspekte van Godheid wil verkondig nie. Wat het Paulus gesê? Ek het die hele raad. Hy sê ek is onskuldig aan julle bloed, want ek het die hele raad van God aan julle verkondig. Ek het al die karaktereienskappe van God. God is liefde, ja, God is vrede, ja, God is lankmoedig, ja, maar hy is ook 'n God van geregtigheid, en hy is ook 'n God van toorn en van oordeel. Yes, Lord. En ons kan nie net die een kant verkondig en die ander kant minag nie. Lees bietjie wat sê Paulus, Martie, daar in Handelinge 20, daar in vers 26. Wat het hy vir daai mense in die dorp gesê? Lees vers 26 en 27. Asseblief, baie dankie, hoor. Daarom betuig ek aan julle op hierdie dag, dat ek rein is van die bloed van almal, want ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig. Hy sê, ek verontskuldig my. Ek is skoon aan die bloed van die wat verlore gaan, want ek het die hele raad van God aan julle verkondig. Dis julle keuse om dit te aanvaar of nie. Yes. Amen. So vandag het ons 'n keuse. Yes. Jy kan kies vir of teen. Maar ek wil ook soos Paulus vandag sê, vandag was ek nou ook my hande. Want ek moet nou so 'n bietjie praat oor die oordeel van God. En as elkeen se keuse om dit aan te neem of dit te verwerp. Is dit reg? Amen. Daar gaan 'n dag kom wat God die boosheid van die bose mense gaan oordeel. En ons moet hieroor praat. Yes. Maar kom ek gee vir julle goeie nuus. Jesus kom weer. Amen. Verseker kom hy weer. Wat sê Johannes 14 vers 1 tot 3? Ag, julle ken mos julle kop uit. Né? Ag, baie dankie. Wat sê hy? Glo in God? Dis ons. Laat julle harte nie stel word, nie glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek julle dit gesê het. Ek gaan om julle plek te berei. Amen. Ons het 'n belofte. Jesus het gesê, in die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek klaar is, sal ek terugkeer en julle kom haal sodat julle ook kan wees daar waar ek is. Amen. En dan gaan hy kom ons haal. Mense wat sê hulle glo nie in wegraping nie, daar's jou versie. Ja. Hy kom ons haal. Hy kom nie dan om te oordeel met die wegraping nie. Met die wegraping kom hy om te haal. Met sy wederkoms kom hy om te oordeel. Amen. Ons kom aarde toe. Met die wegraping gaan ons hemel toe waar hy is. Yes. Prys sy naam. Nou luister. Ag, kom ons lees gou nog 'n versie. Nou is ons so praat oor die wonderlike wederkoms. Lees gou Matteus 24:30 en dan sommer die volgende hoofstuk Matteus 25:31. Kom ons raak eens opgewonde voor ons by die moeilike deel gaan kom.
En dan sal die teken van die seun van die mense in die hemel verskyn. En dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf. En die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. Sien julle, dan sal die teken van die mens sien in die wolke verskyn, en dan sal die volke van die aarde rou bedryf, wanneer hulle hom sien kom met heerlikheid, met al sy heilige engele. Né? Met ander woorde, daar sal 'n tyd van rou wees. Dis sy wederkoms. Daar is die wederkoms. Kyk gou vir Hoofstuk 25 vers 31. En wanneer die seun van die mens in sy heerlikheid kom, en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit, en voor hom sal al die nasies versamel word, en hy sal hulle van mekaar afskei, soos die herder die skape van die bokke afskei. Jy sien, wanneer die Here terugkom, gaan hy sy plek in sy troon inneem, en dan gaan die skape van die bokke geskei word. En die wat nie geglo het nie, die wat nie onderwerp het aan God se geregtigheid nie, sal gesê word, gaan weg van my af, julle werkers van ongeregtigheid, in die ewige oordeel. Maak seker, jy is nie aan daai kant nie. Maar daai is natuurlik met sy wederkoms. Inteendeel, maak liewer seker, jy is reg vir die wegraping. Amen. Né? Want as jy nie by die wegraping weg is, gaan jy deur die verdrukking moet gaan. Wie wil deur die verdrukking gaan? Ag, ek het gedog ek het 'n paar kandidate. Niemand wil deur die verdrukking gaan nie, maar die wat getrou bly in die verdrukking, daardie mense sal die skape wees, en die res sal die bokke wees. Maar glo my, daar sal baie martelaar wees. Meeste sal met hulle lewe moet betaal. Hoekom gee jy nie sommer nou jou lewe oor aan die Here nie? Dan hoef jy nie met jou bloed te betaal nie. Aanvaar sy bloed nou. It's much easier. It's much more beneficial. Jy kan lewe nou hê. Jy hoef nie te wag nie. Jy hoef nie jou bloed te stort. Aanvaar hom nou. So, ons sien Jesus kom weer. Nou, broer en suster, daar was oor die 300 profetiese woorde wat geprofeteer het oor Jesus se eerste koms na die aarde. En al 300 profesieë plus het tot vervulling gekom. Dit het presies gebeur soos wat die profete geprofeteer het met Jesus se eerste koms. Jesus was gebore in Bethlehem, die vrate. Ja. Hy het ingery op 'n eselsdonkie in Jerusalem. Hy is verkoop vir 30 sikkel silwer. Ja, ons kan deur die profetiese woorde gaan, né? Hy was vir ons gekruisig soos 'n lam. Né? Al daai woorde. Nou broers, sê gou vir my, as die profete korrek was met sy eerste koms, hoekom sal ons dan dink dat die profete nie korrek sal wees met betrekking tot sy tweede koms nie? En weet jy hoeveel profetiese woorde profeteer oor sy tweede koms? Ook 300. Ook 300. Dis nie interessant nie. 300 plus met sy eerste en 300 plus te paar met sy tweede koms. It's gonna happen. And I can't wait for it. Ek kan nie wag vir sy koms nie. Maar broer en suster, ons weet ook dat voordat hy gaan terugkeer, gaan daar eers dinge gebeur. Daar gaan dinge gebeur wat gaan dien as voorlopers. Amper soos 'n vrou wat op die punt is om geboorte te skenk, maar sy gaan eers deur die geboortepyne. Né? Dis wat Matteus 24 vir ons leer. Daar gaan dinge gebeur voordat daar 'n nuwe geboorte gaan plaasvind. Wat is 'n nuwe geboorte? 'n Nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Maar voor dit gaan gebeur, moet daar eers 'n paar goeders gebeur. En dit is die dinge wat ons nou sien gebeur, waarvan ons lees in die koerante, wat ons sien op die nuusmedia. Wat sê Matteus 24? Julle sal hoor van oorlog, gerugte van oorlog, aardbewings, natuurrampe, die goddeloosheid van die mense sal vermeerder. Dis mense, dis goed wat ons letterlik elke dag lees. En daar's 'n verrassing, die goed gebeur al hoe vinniger. Ons sien die lande, die groot wêreldmoondhede is besig om nou hande te vat.
Ons sien die alliansies tussen Iran en Rusland. Rusland, Gog en Magog, Jesegiel 38. Iran, ou Persië, onthou hulle was Persië gewees tot 1935, toe het hulle naam verander na Iran toe. Kyk die maatjies wat hulle vorm, en ons weet by die Gog en Magog gaan hulle alliansies hê met Persië, en dan gaan hulle Israel inval. It's happening. China, die groot nasie van die ooste, wat gaan intrek, verskaf ballistiese missiele aan Iran. Hulle is allemaal pelle. Maar die goed moet gebeur. Maar dit is nog nie die einde nie. Maar dit is die tekens. Luister, ons is mos nie dom nie, man. Amen. Jesus sê vir die mense, hy sê, julle kyk na die boom, julle sien die boom bot, en dan weet julle mos, dis mos nou somer. Ons kan dan die tekens van die seisoene lees. Kan ons dan nie die tekens van die tye lees nie? Dis tekens van die tye. En soos ons net al gesê het, Lukas 21:28 sê, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, kyk dan op. Kyk dan op. Ons gepraat van opkyk. Lees gou vir my Openbaring 1:7, want dan gaan 'n dag kom, wat die Jode ook, en moenie die Jode, luister, die Jode is God se volk. Ons moet baie dankbaar wees vir die Jode. Ek weet, hulle is nie almal so voorbeeldig nie, maar glo my, die Jode as 'n volk is deur God gekies om deur hulle die Messias in die wêreld te bring. En as die Messias deur die wêreld gebring was nie, my liewe vriende, was daar nie verlossing vir jou en vir my vandag nie. Ons is soos wille olyftakke ingeënt, begrafd in. Moenie arrogant wees en sê God is God klaar met die Here? Nee! Daar's net 'n tydelike versleiering oor hulle oë, maar as jy Romeine 11:25-26 gaan lees, sal in daardie dag sal die sluier weggeneem word en Israel sal gered word, die wat oor is. Ons weet 2/3 gaan wegval, maar die derde wat oor is, die hele Israel wat oor is, sal gered word. Gaan lees Sagaria 13 en want nou praat ek net te veel. Lees eers daarso Romeine 11. 1:7. Waar was ons nou? Openbaring, sorry. Ja, lees Openbaring 1:7. Kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien. Ook hulle wat hom deursteek het. En al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. Amen. Hy kom op die wolke, elke oog sal hom sien, ook die wat hom deursteek het. En die geslagte van die aarde sal rou bedryf. Wie het hom deursteek? Gaan kyk gou 'n bietjie. Sagaria 12:10. Want dit verwys na Sagaria 12:10. En onthou Sagaria 12 gaan juis oor die verdrukking wat die Jode sal deurgaan, alvorens Jesus sal kom om hulle te verlos. Dis eintlik waaroor die groot verdrukking gaan, om die Jode in so 'n situasie te plaas waar hulle geen ander opsie het, is om na God toe te roep nie. Op hierdie stadium roep hulle na Amerika toe. Op hierdie stadium maak hulle staat op hulle eie militêre mag, hulle politiese invloed, op hulle leermagte en hulle kernkragpotensiaal. Hulle maak staat op diself. En die Here moet hulle bring tot op 'n punt waar hulle nie meer sal vertrou op die arm van die vlees nie. Dis nog altyd die Jode se probleem gewees. Hulle het altyd alliansies gehad. In die ou verbond was dit Egipte. Egipte was hulle kruk gewees. Altyd gaan terug na Egipte. Selfs toe koning Sedekia bewind was, toe die pop op die fan stryk en die Babiloniërs inval. Nee, kom ons gaan terug na Egipte. En die Here wil daai ding breek en dit gaan 'n groot verdrukking kos om hulle selfvertroue in hulle self te breek. Want God het hulle lief genoeg om te sien dat hulle gered moet word, maar dit gaan eers 'n verdrukking vat. Wat sê Sagaria 12:10? Maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal ek uitgiet die gees van genade en smeekinge, en hulle sal opsien na my vir wederhoring. En hulle sal oor hom rou klaag, soos 'n mens rou klaag oor die enigste seun, en bitterlik oor hom ween, soos 'n mens bitterlik ween oor die eerstgebore kind. So wie gaan rou bedryf? Die huis van Dawid. Dis Israel wat gaan opkyk en sien in wie hulle gesteek het. En in daardie dag, wanneer al die wêreldmagte en moondhede, wanneer Persië en die Gog en Magog, en wanneer China en die res van die konings, daai 10 konings wat so gaan opstaan, en die anti-Christ wat eindig gaan opstaan in die plek van die ware Christus, en homself gaan voer as Christus, en die Jode gaan glo aan hom. As jy vir 'n Jood vandag vra, wie is die Messias?
dan gaan hulle vir jou sê, die Messias is die een wat vir ons gaan toestemming gee om die tempel te herbou. En as jy vir hom sê, luister, maar jy praat nou van die antichrist, want dis wat die antichrist gaan doen. Dan sê ek gee nie om wat jy hom noem nie, dit gaan ons Messias wees. Hoor julle hoe oortuig hulle al is, dat die Messias gaan hulle die tempel laat herbou. Hulle is reg vir die antichrist, mense. Hulle is reg vir dit. En die antichrist gaan hulle vir 'n tyd en 'n halwe tyd mislei, en dan gaan die ding draai. Wanneer hy die afskuwelike gruwel in die tempel gaan oprig, 'n beeld van homself, en wanneer hy daai kontrak wat hy met die Jode gemaak het gaan breek. Daardie dag is wanneer Matteus 24 sê, laat hy wat in Jerusalem is, vlug. Laat die moeder wat bid dat jy nie baar in daardie tyd nie, bid dat dit nie winter is wanneer jy vlug in daardie tyd. Dit sal 'n verskriklike tyd wees. Dan gaan hulle vlug in die rigting van Jordanië. Dan gaan hulle vlug in die rigting van Petra. Om skuiling te gaan kry. Dis daai vrou wat vlug met die draak na Openbaring 12, né? Ja. Maar dan sal die Here hulle beskerm. Die Here sal die aarde oopmaak en die waters, die draak sal gekeer word. Die Here sal hulle beskerm. Maar dit sal 'n verskriklike dag wees vir die Jode. Maar dan sal hulle so ingeperk word, want hulle sal gestroop word van alle moontlike hulpbronne wat hulle het. Dat hulle geen ander keuse het as om op te kyk na die Here. In die dag wanneer daar die Jode opkyk en sê, something is wrong here, hierdie antichrist was nooit wat hy gesê het wat hy is nie, dan gaan hulle begin om weer die skrifte te ondersoek. Dan gaan hulle begin sien, ons was verkeerd, nog al die jare, en dan sal hulle uitroep na die Messias toe. En wanneer hulle uitroep, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, volgens Matteus 23, dan sal die blou lig skeur, en Jesus Christus sal kom, met die brul van 'n leeu, en hy sal, soos die weerlig slaan uit die ooste tot die weste, sal hy 'n plundertog voer, vanaf Petra af, tot by Megiddo, en die Here sal al die vyande van Israel, en al die vyande van God, sal hy vernietig, in daardie oomblik, wanneer hy kom op 'n wit perd, en guess what, die kerk van die Here Jesus Christus, ons gaan saam met hom terugkom. Dis wat Openbaring 19 sê, hulle wat geklee is in fyn beklede, ons gaan saam met hom perde terugkom. En weet julle wat nog? Ons gaan nie eers die oorlog voer nie, want dis net hy, die swaard wat uit die mond van sy, hy gaan, weet, soos 'n grassnyer, gaan hy hierdie mense plunder. Menigte in die dal van beslissing, né? Joel 3, hy gaan in die dal van beslissing, daar tussen Megiddo en Petra, gaan hy van almal van kant maak, en ons gaan saam met hom. Michael, gaan jy langs my ry? Ons gaan sien hoe die Here al sy vyande onder sy voete vernietig. En die konings van die aarde sal uitroep en sê, wee my, berge val op my, hemels bedek my vir die aangesig van hierdie verskrikking. Dis die dag waarin ek uitsien, Johan. Is jy reg? Kan jy perd ry, Johan? Miskien moet ons nou begin oefen, jong. Halleluja! So daar's goedes wat moet gebeur, en die goed is nou besig om te gebeur. Amen. Dit gebeur nou. Voordat Jesus gaan terugkom. Maar Jesus gaan terugkom na dit. Kyk gou, Handelinge 1. Ons weet dat gaan verskriklike goed gebeur, is nou besig om te gebeur. Mense maak reg vir baie hoë petrolpryse, hoor. Ja. Dis al klaar vir 3-dubbel in dele van Amerika. Vir 3-dubbel! Imagine, R60 per liter. Gaan my ou fietsie maar afstof, joh. Ja. Ja, want die stryd van moes word afgesny. Iran is besig om al die olieskepe daar te bombardeer. Hulle sê, is nie so nie, maar dit is so. Handelinge 1 vers 9 tot 11. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar. Kyk daai belofte. Nadat hierdie goed gebeur, wat ons nou sien gebeur, het ons hierdie belofte. Hierdie selfde Jesus, wat daar die 12 apostels, en die ander wat daar saam met hulle was, hom sien wegvaar na die hemel. Ons sal hom net so sien kom, soos hulle hom sien wegvaar het. Dis dieselfde wat 1 Tessalonisense 4 vers 16
tot 18 vir ons. Ek probeer nou tyd spaar, maar die wat julle notas maak, sit daar ook 1 Tessalonisense 4 vers 16 tot 18. So hierdie dinge gaan gebeur, dan gaan Jesus terugkom, maar voordat hy terugkom, dan gaan hy eers sy oordeel moet vel. Hy gaan voordat hy sy koninkryk vestig op aarde, sy oordeel vel oor die nasies van hierdie aarde. Dit moet geoordeel word, voordat God sy koninkryk van geregtigheid kan vestig, gaan die boosheid van die nasies geoordeel word. En deel van daardie oordeel van God is die groot verdrukking. Ons noem dit die groot verdrukking, die dag van God se toorn. En in daardie tyd sal God almal oordeel wat teen sy insettinge gerebelleer het. God sal almal oordeel wat sy kinders gepynig en gemartel het. God sal almal oordeel wat oorgegee het aan die welluste van hulle eie vlees. Dit sal 'n dag wees van God se oordeel. Nou maar my vriend, kom ons gaan na ons skrif toe. Hier in Tessalonisense. Paulus skryf hier vir hierdie gemeente in Tessalonisense. En hy skryf vir 'n gemeente wat as ware onder geweldige verdrukking deurgaan. Hierdie gemeente het eintlik geglo, as gevolg van die verdrukking wat hulle deurgaan, dat hulle het die koms van die Here gemis. Want hulle het mos ook gehoor, dit wat Paulus hulle geleer het, en dit wat Jesus hulle geleer het, aangaande die feit dat daar gaan groot verdrukking wees voor sy koms. Nou ervaar hulle groot verdrukking, en hulle dogte, o God, het ons die wegraping gemis. Want ons gaan nou deur die verdrukking. Hulle het gedog, dis die groot verdrukking. En Paulus skryf vir hulle die brief om die saak net reg te stel, te sê, luister, nee, julle het niks gemis. Maar hoor, hy sê vir hulle, in voor ons vers 4 of 5 lees, hierdie gemeente gaan deur erge verdrukking. Toe Paulus in Thessalonika was, het die evangelie van Jesus Christus om baie ongeduld gemaak onder die owerhede daar. Soveel so dat hulle hom wou arresteer, hulle wou hom mishandel, hulle wou hom martel. Dat hulle moes Paulus in die nag, moes hulle uitsluit uit die stad uit, terwille van sy voortbestaan, want hulle was bang hulle gaan Paulus dood, maar Paulus moes vlug. Maar wat toe gebeur is, toe Paulus vlug, toe draai die owerhede teen die Christene in Thessalonika, die wat nou gered is. Toe hulle Paulus nie in hulle kon kry, toe sê hulle wel, dan gaan ons al wat 'n Christen is, gaan ons nou vervolg. So daardie Christene het geweldige mishandeling en vervolging deurgegaan. En hier is Paulus, en hy skryf vir hulle 'n brief, om hulle eintlik te bemoedig, om hulle te vertroos. En omdat hulle deur die verdrukking gaan, het hulle in hulle gedagtes gedink, o Here, het ons die wegraping gemis, want die groot verdrukking is nou hier. Dit was nou die groot verdrukking nie, maar hulle het dit so geïnterpreteer. En Paulus skryf deur die brief om vir hulle te vertroos en te bemoedig, maar ook vir hulle te sê, luister, dit is nie die groot verdrukking nie. Julle het nie die koms gemis nie. Alright? En mense, dink net gou, kom ons vat dit gehele toe. Hoeveel goed gebeur in my en jou lewe as kinders van die Here? Wat jy sê, ek kan nie verstaan hoekom ek so sleg behandel word. Ek kan nie verstaan hoekom praat mense so teen my. Ek kan nie verstaan hoekom aangaan in my lewe terwyl ek as kind van die Here nou tog net die regte ding wil doen. Nou word ek gemishandel omdat ek die regte ding wil doen. Wie weet waarvan ek praat? Jy is baie ongewild. As jy waarlik 'n kind van God is. Ek praat nie van Christen met die lippe nie. As jy waarlik lig is jy eintlik 'n bedreiging. Daar waar jy beweeg onder ander mense. En mense hanteer jou sleg. Hulle hanteer jou anders. Mag ek vra, wie beleef dit? Luister, moenie alleen voel nie. Dit moet so wees. Want ons burgerskap is nie van hier nie. Ons is vreemdelinge ten aansiende van die verbonde. Ons hoort nie hier nie. Hulle sien ons, soos die Engels sê, as aliens. We are alien to this world. En
En dan vra ons die Here, maar Here, hoekom en waarom? Maar dis vir mense soos jy en ek. En vir mense soos die mense in Thessalonika, wat al hierdie goed moet deurgaan, net omdat hulle Christus dien. Dis vir sulke mense wat Paulus skryf. En hoor, maak hierdie woorde sommer jou. Paulus skryf vir ons. Hoor wat hy sê in vers 4. Hy sê, sodat ons self in die gemeentes van God oor julle roem vanweë julle volharding en geloof onder al julle vervolginge en die verdrukkinge wat julle verdien. So Paulus sê, hy weet van ons verdrukking. Hy weet van die vervolging wat ons verdien. Maar Paulus sê, maar ek roem oor julle. Maar julle geloof dat julle so vas staan ten spyte van die verdrukkinge. Hy sê 'n teken van die regverdige oordeel van God dat julle die koninkryk van God waardig geag mag word waarvoor julle ook bly. 'n Teken van die regverdige oordeel van God. Jy sien wat Paulus hier vir hulle sê. Dit is eintlik hulle bemoediging. Hy sê eintlik, luister, liewe gemeente, daar kom 'n dag waar God 'n regverdige oordeel gaan oordeel. Ja. En die eerste mense wat God gaan oordeel, is die wat julle verdruk het. Met ander woorde, eerste op God se prioriteitslys is al hierdie bose mense wat nou vir jou so afbreek en so sleg behandel en so anti-christies optree. God sê, ek kom vir hulle eers. Dit is nogal bemoedigend om te weet, daar gaan 'n dag kom waar geregtigheid sal geskied. Ek weet, ons almal wil so graag geregtigheid sien, maar ek weet, jy sien dit nie. Maar die Here bemoedig ons en sê, in daardie dag sal daar 'n regverdige oordeel wees. Ja. En eerste op die lys, daaiegene wat jou so mishandel. Voel jy nou beter? Ja. Voel jy beter? Alright. Dan gaan hy verder en hy sê in vers 6 en 7, hy sê, aangesien dit reg is, vers 6, by God, om aan die wat julle verdrukking te vergelde. Om aan die wat julle verdrukking te vergelde, en aan julle wat verdruk word, verligting te gee. So daar kom verdrukking vir die wat ons verdruk, maar vir ons wat verdruk word, kom daar verligting. Alright? Saam met ons in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel met sy magtige engele. Wanneer kom die verligting? Wanneer Jesus terugkeer uit die hemel met sy magtige engele. Met ander woorde, hier sien ons mense, hier is 'n bewys dat die verdrukking wat gaan kom, is nie vir die kerk nie. Ons gaan verligting kry. Die verdrukking is vir die wat verdruk het. Ons kry verligting. Wanneer Jesus kom uit die hemel met sy magtige engele. Glo julle my? Ja. Jy moet nie my glo nie. Glo die woord. As julle wil praat oor die wegraping, ons kan weer 'n diens oor die wegraping. Daar is nie nou vandag tyd nie, my tyd loop so vinnig uit. Ons kan weer praat oor. Maar daar kom verligting vir ons, die kerk van die Here Jesus Christus, met die wegraping. En dan sal verdrukking kom vir die wat verdruk het. Yes. Alright? Nou, kyk hier gou. Lees gou daar Deuteronomium 32. Nou het ons praat oor die verdrukking. Deuteronomium 32 en dan lees jy net vers 40 tot 43. Ons gaan nou klaar maak, hoor. Ek weet ou kan net so lank sit. Want ek sal my hand na die hemel ophef en sê, so waar as ek ewig leef, as ek my glinsterende swaard skerp gemaak het, en my hand na die strafgerig gryp, sal ek wraak oefen op my teestanders en my haters vergelde. Ek sal my pyle dronk maak van bloed, en my swaard sal vlees eet, van die bloed van hom wat verslaan en gevang is, van die kop van die vyand se aanvoerders. Kan julle hoor? Hoe die Here gaan terugkom met 'n glinsterende swaard en hy gaan vergelde.
al sy vyande. Dit pas pragtig in met Psalm 94. As jy lees daar vanaf vers 3 tot 7 en dan vers 22 en 23. Lees gou daar. Waar die skrif maar self praat. Psalm 94, 3 tot 7 en 22 en 23. Hoe lang sal die goddelose, o Here, hoe lang sal die goddelose jubel? Hulle smaal, hulle praat onbeskaamd, al die werkers van ongeregtigheid verhef hulle. O Here, hulle verbrysel die volk en hulle verdruk die erfdeel. En dan, wat sê vers 22? Hoe lang nog? Dis wat ons uitroep, Here, hoe lang nog? Al hierdie verdrukking. Kyk wat sê vers 22. Maar die Here is 'n rotsvesting vir my en my God, die rots van my toevlug. En hy laat hulle ongeregtigheid op hulle terugkeer en verdelg hulle in hulle boosheid. Die Here ons God verdelg hulle. Ha, hoor jy dit? Verligting vir die verdrukkes en verdelging vir die wat verdruk het. Dis wat gaan gebeur met die koms van die Here. Nog een versie. Gaan gou na die laaste boek, Openbaring 16. Ons praat oor die oordeel van God wat gaan kom. Openbaring 16 vers 5 tot 7. En ek het die engel van die waters hoor sê, regverdig Here is U, wat is en wat was, U die Heilige, omdat U hierdie oordeel uitgevoer het. Want hulle het die bloed van heiliges en profete vergiet, en U het aan hulle bloed gegee om te drink, want hulle het dit verdien. Hy sê, waardig en heilig, o regverdige God. Ja. Né? Met ander woorde, die oordeel wat God gaan bring oor hierdie mense, gaan 'n regverdige oordeel wees. It's not going to be unfair. It's going to be totally fair. Kyk gou hoofstuk 19 vers 1 en 2. Ja. En na hierdie dinge het ek iets soos 'n groot stem van 'n groot menigte in die hemel gehoor wat sê, Halleluja, die heil en die heerlikheid en die eer en die krag aan die Here ons God, want sy oordeele is waaragtig en regverdig. Hoor jy dit? Hy het die groot hoer geoordeel wat die aarde met haar hoedery verderf het, en hy die bloed van sy diensknegte op haar gebreek. Amen. Die Here is waaragtig en hy is regverdig en hy het die bloed van die hoer oor die aarde geoordeel. En ons weet die hoer is die vals godsdienstsysteem waarin die wêreld vasgevang is. 'n Valse godsdienstsysteem. Hierdie veel godsdienstsysteem. Hierdie goeders waar Islam en Christene saamkom in dieselfde kerk soos in Hermanus. Né? Dan noem ek ons nou Chrislam. Ons aanbid dieselfde God. Nee, ons aanbid nie dieselfde God nie. Ons aanbid nie die God van Islam nie. Islam erken dan nie Jesus Christus as die seun van God nie. Islam sê dat Jesus Christus het nooit gesterf nie. Hulle sê Judas Iskariot het gesterf. Ons dink maar net dis Jesus Christus wat gesterf het. Islam sê ons Bybel is korrup met al die vertalings en dat die Koran moet maar in die plek van die Bybel gebruik word in die Christenkerk. Islam wil in die Christenkerk sit en iftar eet met hulle Ramadan, dit is daai ete wat hulle eet as die vas gebreek word, sê die aand, hulle noem dit die iftar ete. Mense, in Nederland, hulle is die voorlopers van dit, waar Christene, die Islam nooi om in hulle kerke, hulle Islam etes te kom eet, en saam te kumbaya, asof ons dieselfde God aanbid. Dis die hoer van Babylon. En ons mag die gemeenskap hê aan dieselfde tafels met duiwels nie. Ons sal dit nooit toelaat nie. Kan nie verstaan hoekom ons ongewild gaan raak, want mense dink ons bring verdeeldheid. Luister mense, Christen geloof is eksklusief. Amen. Daar is net een weg, een waarheid, een lewe, en dit is deur Jesus Christus. En as jy nie Jesus Christus as jou verlosser bly nie, dan kan ek jou nie as 'n broer sien nie, dan aanbid ons nie dieselfde God nie. Finish en klaar. Kan jy verstaan hoekom ons so ongewild? Ons is selfs ongewild in Christen gemeentes. Yes. Want dis die Pinkster Christen gemeentes onder die Rick Warrens en hierdie ouens en Brian Houstons wat Chrislam promoveer en sê ons aanbid dieselfde God. Ons aanbid nie dieselfde God nie. Yes. Dis die hoer van Babel. Maar die Here sal dit wreek. Dit is baie lekker om te dink dat mense se bloed sal vergiet word nie. Maar wat anderste? As God dan 'n regverdige God is, dan moet sonde geoordeel word. Yes, amen.
Anders is hy nie 'n regverdige God. Yes. Amen. So, liewe vriende, God is liefde, God is genade, God is lankmoedig, God is skoorendierend, maar hy's ook regverdig. En hy's 'n God van oordeel. Luister my vriend, julle kan maar saamstem of nie, maar geregtigheid geskied nie op hierdie aarde vandag nie. Wanneer laas het jy gesien geregtigheid geskied? Moordenaars kom letterlik weg met moord. Amen. Verkrachters kom weg met verkrachting. Amen. Rowers kom weg met roof. Dit gaan my verstand te bowe dat die hofstelsels so korrup is dat 'n ou 'n moord kan pleeg en dan na 3 maande loop hy vry. Yes. Hoe is dit moontlik? Geregtigheid geskied nie. Maar liewe vriend, daar kom 'n dag Amen. wat waaragtig geregtigheid sal geskied. Yes, Lord. En niemand gaan wegkom daardie dag nie. Yes, amen. Mense kom vandag, jy kan vandag wegkom, maar jy gaan nie daai dag wegkom nie. Ag Martie, daar kom nou 'n versie by my op. Net kan ons nog die ou versie lees man. Oh, die vliegtuig gaan nou land man. Hebreërs 10. Lees dit van Hebreërs 10. Net om vir jou te wys, niemand gaan wegkom. Hebreërs 10 daar vanaf vers 26. Dan lees jy net daar tot so vers 31. Die Bybel is 'n wonderlike boek, is hy nie? Amen. Ek weet nie, jy kry nie genoeg van dit nie. Jy wil net nog, veral wanneer die Bybel vir jou oopgaan. En die letter maak dood, maar die Gees maak lewend. Wanneer die Gees die Bybel vir jou lewend maak, dan wil jy net nog en nog en nog. Amen. Hebreërs 10, 26. 26. Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie. Ja, tot vers 31. Maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teestander sal verteer. As iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Hoeveel swaarder straf dink julle sal hy verdien wat die seun van God vertrap het en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag en die gees van genade gesmaad het. Want ons ken hom wat gesê het, my kom die wraak toe, ek sal vergelde, spreek die Here. En weer, die Here sal sy volk oordeel. Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God. Ja, jy sien, die Here sal sy volk oordeel. Niemand gaan vrykom nie. Daar is geen offer vir sonde meer oor nie. As jy opsetlik jou rug draai teen die genadegawe van die bloed van Jesus Christus, daar is geen ander offer nie. Yes. Dis die bloed van Jesus of niks. Yes, amen. Sien jy dit? En as jy het verwerp, is daar net een pad en dis die oordeel van God. En vreeslik is om te val in die hande van 'n lewende God. Ek lees die laaste 2 verse. Hy sê daar in vers 9, hy sê, hulle sal as straf ondergaan 'n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte, wanneer hy kom om verheerlik te word in sy heiliges en bewonder te word in almal wat glo in daardie dag, wat ons getuienis het by julle geloof gevind. Wat sal gebeur? Hulle sal as straf ondergaan 'n ewige verderf. Liewe vriende, sal u sê, dis regverdig dat God diegene straf wat hulle rug teen God gedraai het. Yes, amen. Luister, natuurlik is dit regverdig. Ek meen die mens vandag wat rebelleer teen God, sê mos eintlik vir God, Here, ons wil jou nie hê nie. Yes. Ons soek nie in ons lewe nie. Dit is so. So is dit dan regverdig dat God homself nie sal afforceer op die wat hom nie in hulle lewe wil hê. Yes. So God sê, ja, julle het gekies. You don't want me. I'm not gonna force myself. Ek gaan my nie afforceer op julle nie. Daar gaan 'n dag kom Yes. wat ek myself gaan verwyder van julle af. Yes. Maar wat mense nie besef nie is hoe verskriklik is dit wanneer die Here sy hand lig van jou lewe. Ja, ja. Ek wil vir u sê, wees baie dankbaar vir die hand van die Here en sy genade wat op jou lewe is. Amen. As die Here vandag sy hand lig van jou, my liewe vriende, alle hel sal losbreek in jou lewe. Amen. Inteendeel, jy sal nie eens kan asemhaal nie, Yes. want jou asem is in die hand van die Here. Yes. Amen. Vra vir Daniël, aan Daniël 5, né? En wie se hand jou asem is. Dis iets om vir die Here dankbaar te wees. Yes. Dankie te sê, dankie dat die hand oor my is. Yes. Maar dit sal ons regverdig wees wanneer God van hulle gaan sê, weg van my. Weg van my julle werke van ongeregtigheid. 'n Poel wat brand met vuur en swaar. It's gonna be fair. Yes. Alright? Nou liewe vriende, ek weet nie van u nie. Maar ek dink die wêreld is ryp Yes. vir die oordeel van God. Yes, Lord.
ek weet nie, hoe erger kan die mens nog raak? Ja, ja. Ons is al soos diere. Hierdie Mardi Gras, die Mardi Gras, hierdie LGBTQ optogte, man, ek ben die vrouens rondloop met ontblote lywe. Jesus. Dit is net, jy kyk na hierdie goeters, ne? En dan dink jy, wie is die mense? Is dit mense of is dit diere? As jy kyk hoe mense optree vandag, dan, ek verstuit my, ek kan nie dink, kan 'n mens nog boser raak as wat ons nou is? Yes. So in my opinie, die wêreld is reg en ryp vir die oordeel van God. Amen. En die Here moet terugkom om eers te oordeel voor hy sy koninkryk van geregtigheid kan vestig. Maar broer en suster, dis wanneer sy oordeel kom en hy klaar geoordeel het. Dis dan wanneer ons die regverdiges die lied sal sing waarvan ons gelees het daar in Openbaring 19 vers 1 en 2. O regverdige, almagtige God. Ons sal dan daai lied sing nadat God geoordeel het. Weet mos daai plei wat hulle so sing, hy halleluja, halleluja, halleluja. Né? Ons mense gaan kyk die plei en dan dink hulle, is 'n wonderlike plei. As hulle maar net weet wanneer gaan daai halleluja werklik gesing word. Yes, yes. Weet julle wanneer gaan daai halleluja gesing word? In Openbaring 18, gaan lees dit. Wanneer Babylon gaan val. en die seevaders van 'n afstand af gaan kyk hoe hulle hele ekonomiese stelsel in duie stort. Want Babylon sal die ekonomiese hub wees in daardie land. Dan sal die aarde, hulle sal rou bedryf. Maar die martelare, die wat die Here vrees, hulle gaan sing, halleluja! So wanneer hulle so by die plei sing, halleluja, hulle sing eintlik die val van Babylon. Julle halleluja, julle weet nie, julle sing oor julle eie ondergang. Is dit nie wonderlik nie? So broer en suster, die wêreld is reg om geoordeel te word. Jesus Christus gaan terugkeer, hy gaan oordeel en dan sal ons Jesaja 2 vers 4 ervaar, nadat ons halleluja gesing het, nadat ons gesing het regverdige, almagtige en heilige God, wat regverdig oordeel, dan sal ons van ons swaarde pikke smeer, dan sal ons van ons spiese snoeibese smeer, en dan sal die wet van God uit Jerusalem uitgaan, en dan, my vriend, sal die kennis van die Here die hele aarde vul, soos wat Jesaja 11 vers 9 sê, daai liedjie wat ons sing, all over the world, the Spirit is moving, né? As the waters cover the sea, né? Dis Jesaja 11:9, en dan gaan ons dit sing. So ek weet as jy nie netjie ken jy moet hom vinnig oefen, want ons gaan hom sing. Amen, amen. Ons gaan hom sing, wil jy ou nie? Ek kan nie wag nie. Ja, ag, lees nog nie een versie. Dis my laaste. Jy moet vers 11 lees van 2 Tessalonisense. Want Paulus kom en hy skryf vir hierdie gemeente en hy sê vir hulle, luister, Jesus kom terug. Maar weer het hy kom terug om te oordeel. En hy gaan die nasies van die aarde oordeel met 'n regverdige oordeel, maar dan gaan hy sy regverdige koninkryk op aarde kom vestig. En dan bemoedig Paulus hulle met 'n gebed in vers 11. Wat sê hy vir hulle? Daarom bid ons ook altyd vir julle dat onze God julle die roeping waardig mag aan en dat hy alle welgevange aan wat goed is en alle werk van die geloof met krag volkome mag. Halleluja. Oor Paulus se gebed vir hulle ook bid. En mag dit ons gebed van mekaar wees. Yes. Tweeledig. Nommer 1, dat ons waardig sal wandel. Met ander woorde, dat ons 'n lewe sal leef aan die Here, waarin die Here welgevallen. Amen. Dat ons die Here sal behaag in ons wandel en ons lewe. En dan tweedens, dat ons so sal wandel dat ons waardig geag mag word om die koninkryk van vrede te kan ontvang wat God op aarde deur sy seun Jesus Christus gaan kom vestig. Maar kom ons maak dit ons gebed. Hendrik, ek bid dit vir jou. Dat jy sal wandel op so 'n manier dat jou lewe God welbehaaglik sal wees. Amen. En dat jy sal volhard daarin, sodat by die koms van ons Here Jesus Christus jy ook waardig geag mag word om daardie koninkryk van vrede te ontvang. Glory to my Lord. Wanneer ek bid dit vir jou. Bid dit vir elkeen van julle. En ek vra vir julle, bid dit ook vir my. Amen. Van die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. Yes. En hy soek waar hy kan verskil. Ons is tykens vir hom. Yes. Maar kom ons wees dan vas. Want die koms van die Here is naby.
En hy kom om te oordeel. Maar vir ons wat in Christus is, kom hy om verligting te bring. Ek soek die verligting. Wat van julle? Amen. Dan ons gaan doen met 'n bietjie verligting, asseblief. Alright. En dit gaan die Here vir ons bring. Hemelse Vader, in Jesus naam sê ons vir U baie dankie vir U hoop, vir die belofte van hierdie beter dag wat gaan kom. 'n Dag van vreugde, 'n dag van geregtigheid, 'n dag van die stigting van die vrede van die Here. Maar ons weet dit sal vooraf gegaan word deur 'n dag van verskrikking, 'n dag van wraak, 'n dag van oordeel, wanneer U kom om die nasies van hierdie aarde te oordeel vir hulle boosheid en hulle ongeregtigheid. Yes, Lord. Here, dit is nie vir ons lekker om te dink dat daar baie mense is, selfs die wat ons ken, wat deel van die oordeel van God sal wees. Here, ons bid dat U nog in hierdie dag, terwyl daar nog genade tyd is, dat daar nog individue, soos 'n brand uit in die vuur gerig sal word. Here, soos 'n ou Christie, wat op die laat hier ingekom het en gesê, ek wil deel wees van die koninkryk van vrede. Mag daar nog in families wat hier verteenwoordig word, individue inkom, voordat die uur 12 slaan, dat die laaste sal inkom. U woord het gesê, dat wanneer die getal van die heidene vol is, dan sal U kom. Here, die feit dat U nog nie gekom het, U sê, daar is nog mense wat moet inkom. Maar dalk is ek die rede hoekom U nog nie gekom het, want dalk is ek die een wat die laaste moet indruk. Dalk is een van die wat hier sit, die een wat die laaste moet indruk. Here, maak ons ywerig. Die oes is ryp, die arbeiders is min. Ons bid die Here van die oes, dat arbeiders ingestuur sal word, dat die laastes sal inkom, sodat die bruidegom kan terugkeer om sy bruid te kom haal. Maak ons vurig vir die evangelie van Jesus, dat ons nie skaam sal wees nie, maar as die krag van God tot redding. Gaan vertel dit op die berge, gaan vertel dit op die dakke, dat Jesus Christus is jou verlosser. Neem hom aan, maak hom jou Here, onderwerp jou lewe aan hom, neem jou kruis op en volg hom, en jy sal lewe. Mag dit ons getuienis wees. Daarom maar ons seën hierdie woord, Here. Seën elke hart wat met blydskap ontvang het. En mag dit goeie vrug oplewer. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat julle so geduldig